absoluut wonderlik om julle te groet in die naam van Jesus Christus. Baie dankie vir my mic wat hier is. Ek wil net sê, ons het 'n wonderlike belewenis elke Sondag hier met worship en praise en die Here se teenwoordigheid. As jy in Appington area is, wees genooi. Jy's baie welkom om op 'n Sondag 9:00 hier te wees. Nou net nie volgende Sondag is die 15de, dan is ons hierdie. Maar as jy in Appington is, besoek die Absolute Realiteit hier in Dakoutaweg. Ons is nog Grabies, ons is in die Kaap, oral. Basies is nou nog net nie in Gauteng en Oos-Kaap nie, maar ons is binnekort daar. Jy wat in die Oos-Kaap is en Gauteng en KwaZulu-Natal, wat ons nou al vir 'n tyd volg, maak met ons kontak sodat ons die Absolute Realiteit ook daar in die verskillende provinsies kan vestig. So, baie welkom. Volgende week Sondag is ek by Open Heaven Community Fellowship in die Weskaap by Pastor Sheldon Alice. Jy is welkom om te kom. Kom, laat ek jou ontmoet, jy wat ons volg op Facebook. Jy sal regtig waar geseën word deur die woord en die fellowship, en dat ons net sien die mense, dat ons gesigte sit by die mense wat ons volg. Ons praat mis van Facebook. So laat ons nou regtig waar die gesig live kan sien. So jy is baie welkom. Ons praat, dis nou ons 4de preek in 'n reeks en ons gaan nog baie opvolg doen op hierdie. Ons het die eerste vraag wat ons gevra het is, hoekom sê ons almal is kinders van God? En dan moet ons dit beklemtoon of net onderstreep. Ons glo dit omdat God so sê. Ons glo nie sekere dinge omdat ons dit wil glo nie, maar dis omdat die Here so sê. Ons is deur die Here oortuig dat almal sy kinders is. Die tweede vraag wat ons gevra het is, hoekom glo ons almal gered sal word? Weereens, ons glo dit omdat die Here so sê en omdat God wil en God kan. Ons het vir 2 weke gelede opgevolg op hoekom ons glo die Here almal sal red of almal gered sal word, is omdat God se natuur dit vir ons so sê. Wie God is en omdat ons na hom kyk, kan ons verseker wees, ons Vader sal sorg dat elkeen in die huis kom, dat die laaste skaap of die verlore skaap in die huis sal wees en dat hy nie rus totdat die verlore penning gevind is nie. Dis net so, miskien wil Apostel Koue net iets daarop sê voor ons oorgaan na ons gedagte oor deel 3 van hoekom ons glo almal gered sal word. Goeiemôre almal. Net seker net een ding wat ek wil beklemtoon dalk wat ons oor gepraat het, is die vrye wil van God. Dis definitief die wil van die Here. En ek dink meeste evangeliese Christene sal saamstem dat die Bybel ons duidelik leer in verskillende verse, seker die bekendste een is Petrus, dat God nie wil hê dat enige een verlore mag gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So dis God se wil. En God se wil is vry. Daar so baie klem op die vrye wil van die mens om te kan kies. Ons het al op by verskillende verse gelees. Ek dink Psalm 2 het ons ook gesê waar die psalmis Dawid, wat ook 'n profeet is, sê ek wil praat oor die besluit. Amen. En hoe dat die Here wil die eindes van die aarde gee as Jesus se besitting. En ons het net tot die slotsom gekom, God kan doen wat hy wil. Halleluja. Amen. Ja. So, ek wil graag hierdie versie lees. Dit het my hierdie week so geseën. Ons het gekyk na Jeremia, ek dink Christopher het ek net nou
terwyl ons gebid het genoem, waar die Here sê, sou enige iets vir my te wonderbaar wees. En dan gaan hy verder, hy sê, ek is die God van alle vlees. Halleluja. Psalm 24 sê, die aarde behoort aan die Here, die wêreld en die volheid daarvan, en die wat daarin woon. Maar hoor wat sê Numeri 16, hierdie het my so gebless, vers 22. Dis nou Israel wat op hulle aangesig val, omdat daar sonde in die laar was, en dan bid hulle tot die Here in vers 22. Maar hulle het op hul aangesig geval en gesê, o God, God van die geeste, van alle vlees, Yes. sal een man sondig en u op die hele vergadering vertoornig wees. So ons het in Jeremia gesien, hy is die God van alle vlees. Maar nie net die God van alle vlees nie, maar die God van die geeste van alle vlees. Halleluja. Iemand preek nou die dag oor, nou sit ek daar en hy preek oor die hel, maar hy sê eerste, voor hy kom by die hel storie, sê, dat die siel is Godsinne. Want toe God hy sê ook, daar was 'n kleipot en pop, en God het sy gees in die mens ingeblaas. En die mens het 'n lewende siel geword. En dat die gees en die siel gaan terug na sy maker toe. Ja. En ek sê, halleluja! En net daarna sê, jy sal vir ewig in die hel brand. Ek dink, dit was 'n nou gesê, dat die siel na sy maker toe teruggaan. So eintlik, sit te dink ek, as dit mos nou waar is, en dit is waar, dat die gees en die siel van die mens aan God behoort, en ons die mens vir ewig hel toe stuur, dan stuur ons eintlik vir God hel toe. Ja. Want dis mos sy lewe daar. En ek dink oor hierdie ding, en die een gedeelte in Lukas wat mos praat oor wat mense eintlik nie regtig die volle storie ken nie, van Lazarus en die ryk man wat hel toe gaan. Ja. Dan sê die ryk man, steek net die vinger, jou punt, jou vinger se punt in water, kom verkoel my tong. Ja. Nou dink ek, joh, net 'n bietjie water, kan hierdie man in die smarte van die hel se tong verkoel. Wat van as God moet daar ingaan? En God is daar. Halleluja. So ons wil jou hierdie waarheid bring en ons gaan verder oor hierdie gedagte. Almal sal gered word. Amen. Maar ek wil eers sê, ons moet hierdie een ding weer eens sê, want baie mense mis ons soms. Is gered hemel toe gaan kom. Voor ons regtig waar by die. Ek dink daar's geen skriftuurlike bewys dat ons, of dat die evangelie ons 'n hemel beloof, maar wel gered word, dat ons deur hierdie evangelie gered word. Nou, daai woordjie gered beteken soveel meer as wat die evangeliese kerk het gemaak het as 'n destination hemel toe. Maar dit sluit in jou redding van sonde. Amen. Definitief. Dit sluit in jou redding van siekte. Dit sluit in jou behoudenis in die Here. Halleluja. Dit sluit in jou heelmaking. En so redding is 'n baie wye term. Die Jode het mekaar gegroet, shalom, shalom. Dit beteken alles wat goed is, alles wat wel is. Ons groet mekaar in die absolute realiteit. So, ons wens mekaar so baie keer met geboortedatums en so aan. Dan sê ons vir mekaar alles wat goed is, alles wat reg is, alles wat lieflik is, alles wat
eerbaar is, gebeur in jou, vir jou, met jou, deur jou. Nou, Shalom is so 'n woord wat praat van all inclusive. Dit praat van, en dis die woordjie redding weer in Grieks. Dit sê om heel te wees sonder enige gebrek op enige area. Halleluja. Maar dit het niks te doen met die hemel nie. Amen. Dit het alles te doen met heel wees. So dis wat God gekom doen het. Het gekom om ons in die liggaam van die Here Jesus Christus heel te maak. Amen. Halleluja. Dis om soos God te wees. Yes. Redding het te maak met jy word herstel tot jou oorspronklike identiteit. Jy word herstel tot jou oorspronklikheid. Dat jy is soos God, sonder gebrek, sonder enige behoefte, volmaak in sy volmaaktheid, heel in sy heelheid. Dis redding. Niks te maak met 'n escape hemel toe, waar jy dan nou vir die hele tyd liedere gaan sing, die Here gaan worship en al hierdie wonderlike dinge. Nee, redding het niks daarmee te maak nie. En ons is oortuig en op grond van die skriptures dat dit die wil van die Here is dat redding vir elke mens in totaliteit sal geskied. Amen. So, kom ons gaan in hierdie waarheid kouwen. Ons kan 'n bietjie praat oor hoe doen hy dit? Wat is die way hoe hierdie mense gered sal word? En dan kyk ons is daar iets spesifieks waarna jy eers wil na kyk. Ek dink as ons praat oor redding, vir my wat gewoonlik die eerste vers wat by my gedagte kom is Romeine 1. En miskien kan ons daarna toe gaan. Ek lees nou in Engels, waar Paulus sê in vers 16, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation. Dis die krag van God tot redding. The power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Greek. And dan sê hy, for the gospel reveals the righteousness of God that comes by faith, from start to finish, just as it is written, the righteous will live by faith. So, ons redding kom, soos Paulus sê, deur die geloof. Geloof wat hoekom? 'n Geloof wat kom deur die evangelie. En daarom koppel hy hierdie twee aan mekaar, die redding en die evangelie wat jy hoor. En hy sê, hierdie evangelie is die krag tot redding. En hy sê, soos die Afrikaans sê, uit geloof tot geloof. So wat ons sê vir mekaar is, die evangelie kommunikeer die geloof van God. Amen. Of die evangelie relay die geloof van God. Dra die geloof van God oor aan die hoorder. God glo sekere dinge. Daar is so baie kere wanneer ons sulke kontroversiële gesprekke het, wat nie veronderstel is om kontroversieel te wees in elk geval, maar gesprekke waar mense verskillende opinies het. Dan ek het nou al baie keer gehoor, dan sê mense, ek glo. Hy glo. Sy glo. Ek glo. Ek hou soos ek hom glo. Glo jy maar wat jy glo. En die probleem daarmee is, niemand vra wat glo God nie. Yes, sir. En die evangelie is die kommunikasie van wat God glo. Kom ek sê so. Ons het nou al gehoor, die Heilige Gees kom oortuig ons. Ja. En as jy kyk na die woordjie geloof veral, en jy gaan kyk na die oorspronklike betekenis daarvan, kom van 'n Griekse woord pistis af, wat beteken 'n oortuiging. Beteken geloofsekerheid, dis 'n oortuiging, dis 'n conviction. Nee. So geloof is 'n oortuiging. So as ek sê geloof kom deur die gehoor, Romeine 10. Geloof kom deur die gehoor, of ek sê die evangelie is die krag van God tot redding. Daarin word geregtigheid van God geopenbaar uit geloof tot geloof. Dan sê ek daar's 'n beweging van 'n oortuiging tot 'n oortuiging. Amen. En wanneer die hoorder die evangelie hoor,
word hy blootgestel aan die oortuiging van God. Halleluja. Hy word blootgestel aan wat God glo. Nou, die Heilige Gees het gekom om te oortuig. Dit sê ons. Johannes sê dit, want die Heilige Gees het gekom om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dan gaan we verder en verduidelik elkeen van die aspekte. Maar hy kom om te oortuig. So wat die Heilige Gees doen, is die Heilige Gees bring God se oortuiging in jou harte. Amen. En daai is die oordrag van geloof tot geloof, wanneer jy ontwaak tot jou geregtigheid, wat redding is. So, Halleluja. dis wat gebeur. Hoe word ons gered? Dit het God behaag om deur die dwaasheid van prediking Amen. te red. So, dis deur die prediking van die evangelie wat hy redding vir jou 'n realiteit word. Halleluja. Alright, so ons gaan net dit eers sê. Jou redding word vir jou 'n werklikheid. Wanneer jy oortuig word deur die evangelie wat die oortuiging van God aan jou oordra. Okay. So, net dit gesê. Niemand kan oortuig word uit sy eie nie. Ja. Okay. So as ek iets weet of bewus is van iets en dalk weet dit nie of hy het 'n ander opinie as wat ek het, dan sal ek met hom praat, feite aan hom stel om hom te oortuig om my opinie sy opinie te maak. So die oortuiging kom nie van hom af nie. Hy het 'n verskillende opinie. Die oortuiging kom van die een wat die waarheid reeds het, en dis God. Okay. So daai oortuiging word oorgedra deurdat God feite aan jou bekend maak en aan jou stel, en hy maak daai feite bekend deur die kommunikasie van die evangelie deur die Heilige Gees. Amen. Kom ek lees hier dit wat jy nou sê. Paulus sê in Romeine 10 van vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Right. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. Ja. En met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here, tog is Here van almal en ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hier is dit. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En dis wat jy dit quoteer in waar Paulus sê in Korintiërs, dit het God behaag, tevrede gestel, plesier verskaf om deur die dwaasheid van prediking te red. Halleluja. Nie die dwaasheid van predikers nie, ek moet dit net sê. Maar die dwaasheid van prediking. Miskien kan ons sê ten spyte van die dwaasheid van predikers. Exactly. Halleluja. En dan nie. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskryf is, en hier is die evangelie. Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie, hoor, van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Amen. Nou ons moet sê, die evangelie is nie 'n gebeurtenis, of is nie 'n profesie van 'n gebeurtenis wat moet kom nie. Right. Dit prediek niks nie, dit voorspel niks nie. Ja. Maar die evangelie is 'n aankondiging van wat reeds gebeur het. Right. Nou kom ons en ons kom vertel vir jou wat met die mens gebeur het. Ja. Voortyd. Maar wat afgespeel het. In tyd. Deur die koms van die Here Jesus Christus na hierdie aarde, ons sê van sy vleeswording, sy dood,
sy opstanding en die hemelvaart. Maar dit het reeds gebeur. Ja. In God, voortyd met die mens. Nou kom ons en ons bring jou hierdie waarheid. Die evangelie laat nie iets gebeur nie. Geloof is nie jy wat moet glo en dan gebeur iets nie. Geloof is om te aanvaar Ja. wat God weet en dis wat ons aan die mens oordra. Die krag van God, Ja. die gebeurtenis, Ja. nie 'n voorspelling nie. Ja. Halleluja. Die kerk vandag major op voorspellings. Die grootste deel van die kerk is wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur? En dan moet ek hierby sê, voorspellings wat eintlik nie eens akkuraat is nie. Want die grootste voorspellings is geskiedenis. Ja. Wat vandag vir die mense gesê word en ons ran met dit. Geen wonder. Daar's nie krag nie. Want die evangelie is die krag Ja. tot redding vir elkeen wat glo en dis wat ons vir jou bring sodat jy die redding kan experience van jou realiteit. Dis waar. Dis waar. Ek dink nou onmiddellik aan die aspek en ek dink ons sal seker mettertyd daarby uitkom van dat ons glo God sal almal red. En wanneer ons dit sê dan verwys ons daarna dat aan die einde van die dag sal elkeen in hulle harte die oortuiging van God deel. Ja. Elkeen sal in hulle harte oortuig wees. En dis waarom die Bybel sê elke knie sal buig en Amen. elke tong sal bely. So daai is 'n voorspelling, definitief. Dit sal gebeur. Elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus Here is. En Paulus sê niemand kan sê dat Jesus Here is nie behalwe deur die Gees. Halleluja. So wat ons sê is die Gees sal almal oortuig dat almal die oortuiging van God in hulle harte kry. En wanneer hulle dit doen, sal elke tong bely dat Jesus Here is. Amen. En dan sê hy as jy met jou tong bely, dit wat ons nou gelees het Romeine 10, as jy in jou hart glo, sal jy Red word. So dis wat ons sê dat almal sal gered word. Ons sê daar sal 'n tyd kom wanneer die Heilige Gees in elke hart die oortuiging van God oorgedraai het. En dan, omdat mense nou oortuig is in hulle harte van dit wat God weet van voortyd af, sal hulle met hulle mond bely Jesus is Here, omdat hulle oortuig is in hulle harte. Amen. En dan, as gevolg daarvan, kan hulle die redding ervaar. Halleluja. Maar wat ons ook moet in ag neem, is dat hierdie redding wat God betref, 'n afgehandelde saak is. Amen. Amen. Dis 'n afgehandelde saak. So, dit mag vir baie mense wat nou nie vreeslik teologie lees en na luister nie, mag dit deurmekaar klink wanneer ons sê God het almal gered en almal sal gered word. Amen. So, dis wat ons sê is. Kom ek stel dit net gou plat weer voordat ons na die skrifte kyk. Ek dink ons kan kyk na 2 Korintiërs 5 miskien vandag. Ja. Maar wat gebeur is, God het hierdie oortuiging in sy hart dat jy klaar gered is. Amen. Deur die Heilige Gees stuur hy predikers wat hierdie oortuiging van God aan jou oordra. Hulle verkondig aan jou die evangelie van jou redding. Ja. Nie die evangelie van jou moontlike redding nie. Amen. Hulle kom vertel jou dat jy gered is. Dis wat God glo. As jy in jou hart daai oortuiging kry, wat gebeur deur die Heilige Gees, sal jy met jou mond bely dat Jesus Here is. En nou sal jy iets ervaar wat God reeds lankal as 'n waarheid aanvaar het. Amen. Of moet ek dit so stel? Wat God al reeds as 'n waarheid sien van ewigheid af. OK. En nou begin jy in tyd ervaar wat God voor tyd weet. Ja. Nou right. So, ek dink die eerste versie wat vir my
Okay, Kom voor jy daarby kom. Mense vra gewoonlik baie keer hierdie vraag. As jy glo almal gered sal word, hoekom preek julle? Almal sal tog in elk geval gered word. Maar ek wil dit net counter. As jy glo, dan gaan mense hel toe. Hoekom preek jy nie? Hoekom preek jy so min? Verstaan jy? As jy, want ons preek definitief. Ja. Maar die mense wat gewoonlik vra, as jy glo almal gered sal word, hoekom dan nou preek? Ek wil vra, as jy glo mense gaan vir ewig in die hel brand sonder om ooit daar uit te kom, hoekom sit jy? Waar is die liefde in jou hart vir jou naaste? Hoekom is jy nie in voltydse bediening nie? Hoekom eet jy so baie? Hoekom slaap jy so baie? Ja. As jy regtig oortuig is dat mense vir ewig in die hel gaan brand, dan moet jy regtig waar bykom. Ek sê dit maar net so along the line. Ek dink hoe ek die vraag sal antwoord, waarom preek as jy dan oortuig is dat almal gered sal word? En dan wil ek sê, ek is nie net oortuig dat almal gered sal word. Ek is oortuig dat almal gered sal word deur die dwaasheid van prediking en daarom preek ek. Amen. Ek glo nie mense word gered onafhanklik van prediking. Ja. So sal almal gered word? Ja. Hoekom? Deur die prediking. Amen. Deur die dwaasheid van prediking sal almal gered word. So, ek dink miskien moet ons dit duideliker stel, ons wat hierdie evangelie kommunikeer, is dat ons glo nie almal sal gered word onafhanklik van hulle aanvaarding van die evangelie wat gepreek word. Maar ons glo almal sal gered word deur die dwaasheid van prediking. Amen. En daarom kan ons nie sê, ag, almal word gered, ek hoef nie te preek nie. Want almal word gered deur die dwaasheid van prediking. Amen. Daarom is die prediking noodsaaklik sodat almal gered sal word. So ek dink dit is 'n belangrike punt om te maak. Ons glo almal sal gered word, maar hoe? Deur die dwaasheid van prediking. En daarom sit ons nie hande gevou omdat almal gered word nie, maar ons preek juis want dis die manier hoe almal gered word. Amen. En dan moet ons sê, bygesê het, alhoewel jy dit nou gesê het, Jesus is die redder. Amen. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's een God, daar's een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Ons glo nie alle weë lei na God. Daar's seker weë wat na 'n God lei. Maar daar's een weg tot die hart van die Vader. Amen. En sy naam is Jesus die Christus. Ons kan maar gaan na 1 Korintiërs of 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, ek dink ek begin by hoofstuk 5 en dan kyk ek na vers 14. Eerste, net dat ons lekker konteks kry en van dit wat ons nou gesê het kan vertrek en dit verbind met 2 Korintiërs hoofstuk 5. Vers 14 sê, want die liefde van Christus dring ons. Hoekom preek ons? Ja. Want die liefde van Christus dring ons. Hoe kry ons daai liefde? Die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Amen. So, ek wil hê jy moet note vat. Hoeveel keer het ons nou al genoem? Die Heilige Gees oortuig. Die Heilige Gees stort die liefde in ons harte uit. Okay. Die Heilige Gees is die een wat ons dring. Ja. Met ander woorde, deur die liefde van God wat hy in ons harte uitgestort het, dring hy ons om hierdie boodskap te preek. So, dis wat Paulus sê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is. Maar ek wil gou vir jou die Engelse vertaling daarvan lees. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, therefore all died. Come on. Because we are convinced. Onthou net, alles wat ek sê, ons gebruik verskillende woorde, maar dis alles letterlik dieselfde konsep.
Okay, ons het nou net gepraat oor geloof kom deur die gehoor. Ons het nou net gepraat oor God se geloof word oorgedra aan jou hart en jy word oortuig deur die Heilige Gees. So God se oortuiging wat geloof is, pistis, word nou jou oortuiging. En dis wat Paulus hierso sê, die liefde dring ons omdat ons van oordeel is, sê die Afrikaans, maar die Engels sê because we are convinced. Because the conviction of God became our conviction, we preach. Amen. Halleluja. So, dis die ding. As jy hierdie boodskap gehoor het, is jy 'n man van oortuiging. Hey. Oh, A man of conviction. Jy's oortuig met die oortuiging van God. Dat as een Come on. vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Dan sê hy, en hy het vir almal Come gesterf. Jo. As een vir almal gesterf het, het hulle almal dan gesterwe. En dan sê hy, en hy het vir almal gesterwe. So, ons moet net gou dit sê. Gister toe het ek 'n video gekyk op YouTube. Ek dink die ou se naam is Wesley Huff. Hy's 'n Griekse hy studeer die Griekse tale en so aan. En daar's 'n ander ou Carson. Hy verkondig dat Jesus nie gekruisig is nie. En hy het die verskillende ander Bybels en goeters wat hy daarso aanhaal en toe het Wes Huff hom gekount en vir hom gewys hoe Jesus regtig waar gekruisig is. Ek wil net dit sê. Daar is geen twyfel of dit nou Bybels is en of wat geskiedkundige getuienisse is. Almal stem saam. Daar was 'n Jesus. En hy het gesterwe op die kruis. En dis wat vir my so mooi maak wat Paulus hierso sê. En hy het vir almal gesterf. Come on. Dis iets wat regtig gebeur het. En dis die evangelie. Die evangelie kommunikeer iets wat regtig waar gebeur het. En daarom sê ons, die evangelie is nie 'n voorspelling nie. Ja. Amen. Die evangelie is nie 'n voorspelling nie. Die evangelie is goeie nuus van iets wat definitief gebeur het. En Paulus sê wat het gebeur? Hy het vir almal gesterf. Maar hy verduidelik ook wat het gebeur toe hy vir almal sterwe. Toe sterwe almal. Amen. Right. Toe Jesus sterwe, toe sterwe almal. Want een het vir almal gesterwe. Dan gaan hy verder, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Dan wil ek net dit ook vinnig sê. Hy het vir almal gesterwe sodat die wat lewe nie vir hulle self moet lewe nie. Okay. So hoekom het hy gesterwe? Nie sodat ons hemel toe kan gaan nie. Ja. Hy het gesterwe sodat ons kan lewe. Ja. Okay. Want anders sou Paulus daar gesê het, hy het vir almal gesterwe sodat hulle kan hemel toe gaan. Maar hy sê nie so nie. Hy sê hy het vir almal gesterwe sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Oh, thank you Jesus. So hy het gesterwe sodat ons kan lewe. Amen. Niks van hemel toe gaan nie. Hy het nie gesterwe sodat ons hemel toe kan gaan nie. As jy wil hemel toe gaan, dan kan jy sterwe. Ja. Alright, maar hy het gesterwe sodat jy kan lewe. Halleluja. Alright. So, vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En nou sê hy, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Gou en voor jy verder gaan, wil ek net ek het hierdie week hierdie ding baie oordink. As jy oortuig is dat jy gered is, kan jy net so oortuig wees dat almal gered sal wees. Ja. Want God sal nie een red as hy nie kan almal red. Amen. Een sterf, almal sterf.
Onse Vader sal nie een red as hy nie almal sal red nie. En daarvan kan ek en jy oortuig wees. So as jy glo jy's gered, weet net, jy's nie die enigste een nie. Almal sal experience die redding van onse Vader, want hy's geen aannemer van persoon nie. As hy een red, sal hy definitief almal red. En as hy nie almal gaan red nie, sal hy nie een red nie. Amen. Daai is wat ek in my hart van oortuig is, op grond van die scriptures en die liefde van die Vader, wat ons dring om hierdie waarheid te preek. Ek kan maar ingaan. Dan weer, as jy net om by te voeg, dan weer, as jy glo dat jy gered is, moet jy kan antwoord op watter basis. Ja. Op grond daarvan is jy oortuig dat jy gered is. En ek is amper seker, almal sal sê, want Jesus het vir my gesterf. Amen. As dit daarop neerkom, as ek oortuig is, ek is gered. Op grond waarvan is ek oortuig dat ek gered is? Want die Bybel maak dit duidelik dat ons word nie gered deur ons eie vermoëns. So, as ek daai vraag moet antwoord, waarom is ek oortuig dat ek gered is? Ja. Omdat Jesus vir my gesterf het en opgewek is. Okay? Maar Paulus sê hy dan vir almal gesterf. Halleluja. Okay. So as dit die basis is, as dit die grond is waarop jy staan, as dit die rede is waarom jy glo dat jy gered is, dat Jesus vir jou gesterf het en opgewek is, dan geld dit mos vir almal. Want hy het vir almal gesterf. Halleluja. Ja, is reg. So, Paulus sê, toe een sterwe vir almal, toe sterwe almal. Amen. Toe sterwe almal. En waarom is dit belangrik om dit te weet? Want ons almal het sekere identiteit aanvaar. 'n Sekere identiteit aanvaar. Sommige het aanvaar hulle is Rooms-Katoliek. Ander het aanvaar dat hulle is agnostiek. Ander het aanvaar dat hulle is ateïste. Die het aanvaar dat hy is 'n boeddhis. Daai een het aanvaar dat hy is 'n moslim. Elkeen het 'n spesifieke identiteit aanvaar. Die Jode het aanvaar hulle is die volk van God. Hulle is die uitverkorenes, die Israeliete. Die Grieke was geleer deur die Jode, julle is nie in nie. Ja. So elkeen het 'n identiteit. Maar wat Paulus sê is, toe Jesus kom sterwe, toe sterwe almal. Toe sterwe alle ateïste, Come on. alle moslems, alle Jode, alle Grieke, alle boeddhiste, alle sataniste. Almal het gesterwe, so daai ouens bestaan nie meer. Oh, Jesus. Om te kleef aan die identiteit van moslim of boeddhis of ateïs is om aan 'n outdated identiteit te kleef. Sure. Daai goed het afgesterf. Amen. So, daarom sê Paulus, nou ken ons niemand meer na die Niemand meer. Ons ken niemand meer volgens daai vleeslike identiteit. Want een het vir almal gesterf. En daarom het almal gesterf. Sure. En hy sê selfs verder, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees. Halleluja. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Ons ken hom tog nie meer so nie. Alright. Nou, hoe het ons van Jesus na die vlees geken? Ons het hom geken as 'n Jood. Ons het hom geken as die seun van Dawid. Maar toe hy sterwe, toe sterwe daai identiteit. Net soos my identiteit as 'n nie-Jood gesterf het saam met hom. So, nou ken ons hom nie meer so nie. En dis baie belangrik. Dit is baie belangrik. Dat wanneer ons oor Jesus praat, ons oor die regte Jesus praat. Praat ons oor die Jesus voor sy dood, die seun van Dawid. Of praat ons oor die Jesus wat deur die opstanding bewys is as die seun van God en ons ken hom nie meer na die vlees as die seun van Dawid. Dit is baie belangrik. Want as hy die seun van Dawid is, dan is hy eksklusief die Jode se. Ja.
En dan het hy 'n effek op die Jode alleen. Hy is die koning van die Jode alleen. Hy is die redder van die Jode alleen. Maar ons ken hom nie meer na die vlees nie. Hy het sy eie vleeslike identiteit, saam met ons vleeslike identiteit, afgesterf op die kruis en hy het vir ewig almal nuut gemaak. Oh Jesus, halleluja. En dis wat die volgende vers sê. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Weereens die evangelie praat van iets wat gebeur het. Okay, so al die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. En hy woordjie alles daar, hoor mooi. Ek hou van die woordjie alles, maar ek wil net daarop klem lê. Daai woordjie kan ook vertaal word as almal. En in die konteks praat hy van mense hierso. Amen. Alright. So wat hy sê daarso is, kyk, ons het almal nuut geword. Yes, sir. Almal het nuut geword. Hoor daar, die evangeliese verlede tyd. Sê hoe Jesus jou gered het. Alright. Maar die Heilige Gees, deur die dwaasheid van die prediking, sal almal red. Alright? Jy kan nie die evangelie onafhanklik van die drie eenheid verstaan. Die Vader stuur die Seun. Die Seun het almal kom red. Ja. Die Heilige Gees sal almal red. Hoe? Deur die dwaasheid van prediking. Amen. Want die Heilige Gees is die een wat oortuig. Halleluja. Ons as predikers word gelei mos deur die Heilige Gees. Dit is veronderstel om gelei te word deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees deur ons praat, oortuig die Heilige Gees van sonde, geregtigheid en oordeel. En as almal oortuig word deur die oortuiging van God dat Jesus die werk klaar gedoen het toe die Vader hom gestuur het, dan sê die Heilige Gees nou dat jy hierdie oortuiging het, nou ervaar jy daai redding. So, Vader stuur, Seun het gered, Heilige Gees oortuig dat jy daai redding wat klaar plaasgevind het, kan ervaar. Ek wil net die vraag vra op. Ons het dit nou half gecover, maar daar's mense wat dit sê. Maar hoe kom jy nou in? Hy sê as iemand in Christus is, dan het ons mos die gesegde wat almal is in Christus nie. Okay. Hoe counter ons daai met die woord van die Here? Okay. Ek dink ons moet net rewind as jy later op Facebook kyk. As jy by die vraag kom wat Dok nou vra, dan gaan jy so 5 minute, 3 minute terug. Dan sien jy hoe het ek vers 17 gelees. Ek het gelees met die klem op daarom as iemand in Christus is. Daarom. Daarom. Ja. Nie as iemand in Christus is, asof daar 'n voorwaarde aan geheg is. Ja. Dis 'n voorwaardelike term. Nee. Daarom is 'n woord wat jy gebruik om 'n slotsom te maak. Ja. Op grond van die feit dat Jesus vir almal gesterf het en almal gesterf het. En ons niemand meer na die vlees ken nie, kom ons tot die slotsom. Daarom, as iemand in Christus is. Wie is daai iemand? Die iemand wat hy praat van in vers 17 is die almal wat hy van praat in vers 14 tot 16. Amen. So wie is daai iemand wat in Christus is? Dis daai almal vir wie Jesus gesterf het. Daai almal wat ons nie meer na die vlees ken. As ons jou na die vlees ken, dan moet ons praat van jy's binne Christus en buite Christus. Maar ons ken niemand meer na die vlees nie. Daarom is daai iemand, daai almal van vers 14 tot 16. So, as ons sê daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek lees dit nou so ter wille van verduideliking. Ek verander nie die Bybel, hoor my mooi. Wat ek daarin lees is, as gevolg van vers 14 tot 16, is niemand meer uitgesluit
Okay. Amen. Daai iemand in Christus is die almal van 14 tot 16. Ja. Daarom is daar niemand uitgesluit by die iemand van vers 17. Ja. Alright. So ons sê hierso, ons kom dus tot die gevolgtrekking. As dit gebeur het, dan is iemand in Christus, dan is jy in Christus en jy's 'n nuwe skepsel. Jy's 'n nuwe skepsel. Die ander ding wat my oortuig daarvan dat daar nie sommige nuwe skepsels is en ander nie nuwe skepsels is nie, is omdat Efesiërs hoofstuk 2 dit vir ons stel. Waar hy sê hy het die middelmuur van verdeeldheid afgebreek. Ek dink is vers 10 daarom. Efesiërs hoofstuk 2. Waar hy praat oor die Jood en die Griek. En hy sê daarso dat hy die middelmuur van verdeeldheid afgebreek het en hy die twee, Kan ek dit maar lees? lees dit. Want hy is ons, Efesiërs 2 vers 14, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee Ja. in in homself tot een nuwe mens kon skep. Daar is nie nuwe mense nie. Hy het die twee. Watter twee? Die konteks praat van die Jood en die Griek. Ja. Dit praat van die vleeslike identiteite as jy nou teruggaan na 2 Korintiërs hoofstuk 15. So hy die Jood en die Griek in homself as iemand in Christus is. Hy het die twee in homself. Ja. Nie die twee het gekies om in hom te wees nie. Hy het die twee in homself tot een nuwe mens gemaak. Halleluja. So, is daar nuwe mense? Daar is nie nuwe mense nie. Nou ek weet, ons het in die Pinksterkerk sing ons mos. Ek is 'n nuwe mens. Ja. Dis nie waar nie. Jy is nie 'n nuwe mens nie. Ek verstaan dit as jy na jouself wil verwys en getuig van hoe jy verander het. Ek verstaan dit heeltemal. Maar skriftuurlik akkuraat is jy nie 'n nuwe mens nie. Ons is 'n nuwe mens. Halleluja. Nou hoor mooi, ons is nie nuwe mense nie. Ons is 'n nuwe mens. Ons meervoud is 'n enkelvoud nuwe mens. Daarom word daar ook daai een woordjie, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hy het in homself die twee een nuwe skepsel gemaak. Thank you, Jesus. Jy is nie nuut sonder my nie. Halleluja. Jy is nie nuut sonder die tikkop nie. Jy is nie nuut sonder die moslim nie. Jy is nie nuut sonder die boeddhis nie. Hy het ons een nuwe skepsel in hom gemaak. Glory. Thank you, Jesus. Was hy boast? Geen boast nie. Niemand kan. Want dis wat 1 Korintiërs 1 vers 30 sê. Deur hom, die Vader, is ons in Christus Jesus, wat vir ons kom word het, geregtigheid uit God, wysheid, verlossing, heiligmaking, redding. Alles is Jesus. Sjoe. Jesus is die redding van die mens. Hy's nie net die redder nie, maar hy's die redding. Hy gee nie geregtigheid nie, maar hy is die geregtigheid. Ja. Hy is die heiligmaking. Hy is die lewe van die nuwe skepping. Halleluja. En daarvoor is ons so opgewonde, want dis weer eens die liefde wat ons dring om hierdie waarheid te verkondig. Ons moet weer vra soos Paulus, waar is die roem? Halleluja. Waar is die roem? En as jy nou na vers 18 toe gaan, nog steeds in 2 Korintiërs 5, dan kom jy weer by daai gedagte uit, waar is die roem? Want kyk vers 18 begin, en dit alles is uit God. Dit Halleluja. alles is uit God. Alles het niet geword,
en dit alles is uit God. Vers 17, alles het niet geword, vers 18, en dit alles is uit God. Alright, dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, Sure. deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Alles is uit hom. Daar's geen ruimte vir roem nie. Want alles is niet, en Dankie. alles is uit hom. Amen. Halleluja. Dankie Jesus. Jy het dit gesê, maar ek wil dit weer sê. Ons kan ook alles met almal vervang. En almal is uit God. Ja. Daar is niks, niemand is uit die duiwel nie. Ja. Iemand stuur eergister vir my 'n preek van 'n prediker wat so sê, nee, jy's uit die duiwel het kinders, die duiwel, nou ons het dit bespreek, die duiwel het nie kinders nie. Adam het nie sy kinders in die duiwel oorgegee nie. Niemand het die duiwel 'n pa gemaak nie. Amen. Want hy kan niks voortbring nie. So ons moet aanvaar, en hier lê 'n groot waarheid, kom ons gaan nou verder gaan. Die evangelie verander so ons houding teenoor ander mense. Hoe ons ander mense hanteer. Want as ek verstaan dat ons een nuwe mens is, en dat ek nie volmaak is sonder, jy het nou gesê die tikkop nie, dan hanteer ek die tikkop soos wat ek Christus hanteer. Want dus Christus is sy werklikheid en Christus is my werklikheid. En ons kry die beskuldiging. Het word regtig beskuldig. Christene is die mees judgmental mense wat daar is. As jy nou wil oordeel hê, gaan na die Christene toe. Hulle weet hoe om te oordeel. Hulle weet hoe om mense sleg te sê, want dis ons en hulle. Maar die verstaan van die evangelie maak dat hierdie goed uit die weg gerem word, en jy nou kan sien, hey man, dis my broer, dis my suster, ons is een nuwe mens, en ek hanteer hierdie mens as deel van my, omdat ek verstaan dat ons en almal uit die Vader is. Ek dink die enigste onderskeid wat ons kan tref, is iemand wat weet en iemand wat nie weet nie. Ja. Dis al. En dit antwoord weer die rede waarom ons preek. As ons glo dan almal word gered, weer eens. Ons glo nie almal word gered nie. Ons glo almal word gered deur die prediking van die evangelie, deur die dwaasheid van prediking. So, die enigste onderskeid glo ek wat nog vandag daar is nie in ons identiteit as kinders van God nie. Want almal is. Ja. Dis nie in ons identiteit as niet nie. Want almal is. Ja. Dis nie in ons identiteit as in Christus nie, want almal is. Dis in die feit dat ons glo of nie glo nie. Exactly. Okay, so as jy dit so wil stel, gelowig en ongelowig. Want hy is nog die probleem. Mense glo nog nie. Hoekom nie? Soos Dok nou net gelees het Romeine 10. Hoe kan hulle glo as hulle nie hoor nie? En hoe kan hulle hoor as niemand vir hulle preek nie? So die rede waarom mense nog ongelowig is of onoortuig is met die oortuiging van God is omdat iemand nog nie hierdie goeie nuus aan hom gepreek het. Alright. Ja. En nou mag jy sê, maar ek het dan al vir ons gepreek, maar hulle wil nie kom. Hulle is hardkoppig. Wat het jy gepreek? Goeie vraag. Wat het jy gepreek? 'n Voorwaardelike goeie nuus? 'n Voorspelling dat as jy eers dit doen, of het jy die goeie nuus gepreek dat hy versoen is? Dat God die wêreld later
vers 19 van 2 Korintiërs 15. Hy het ons die bediening van versoening gegee, sê vers 18 en vers 19. Wat is die bediening van versoening? Naamlik, dat God in Christus Amen. die wêreld met homself versoen het. Dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hul misdaadteken versoen. Ons is 'n nuwe skepsel. Ons ken niemand meer na die vlees nie. Ons is almal in Christus ingesluit. Amen. So, dis die dan deel van die evangelie. Maar as mense wat dit nie weet en nie glo nie, hoekom? Omdat ons nog nie hierdie woord van versoening, dat hulle klaar versoen is, aan hulle oorgedra het. Eers wanneer ons hierdie woord oordra, kan hulle dit hoor, kan hulle dit glo, en dan ervaar hulle die redding, wat klare waarheid is, volgens God. Ek wil net, ons gaan klaarmaak met 2 Korintiërs. Maar ek wil hierdie lees, jy het nou gesê die verskil is weet en nie weet nie. Ons gaan by Romeine hoofstuk 5 kom, maar ek wil die laaste versie van Romeine 5 lees. Sodat ek net na Romeine 6 toe kan gaan. Ja. Paulus kom eintlik hier, hy sê waar die sonde meer geword het, vers 20, maar die wet het daar bygekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloediger geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. En dan hoofstuk 6 vers 1, wat ons moet by uitkom. Dan word die vraag, jy sê dan nou, almal is gered, almal sal gered word. En die vraag wat is gevra, hoekom preek ons? Nou is die volgende vraag, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat ons met God, omdat ons nou met God versoen is? Sodat die genade meer kan word, want dis die beskuldiging wat ons kry. Right, julle sê al hierdie goed, almal is kinders van God, almal is gered, right. En liewe prediker, as die vraag nog nie aan jou gevra is, sal ons dan nou in die sonde bly, dat die genade meer kan word nie, dan het jy nog nie die evangelie gepreek nie. Want dit was vir Paulus het hierdie beskuldiging kry. Sal ons dan nou, omdat God die wêreld met hom versoen het, en hulle misdade nie toereken nie, Ja. sal ons nou in die sonde bly? Kan ons nou maar maak soos ons wil? Dan sê Paulus, nee, stellig nie. Hoe kan ons wat die sonde afgesterf het, 2 Korintiërs 5 vers 14, ons wat die sonde afgesterf het, nog daarin kan lewe, en vers 3, of weet julle nie? Oh yes. Hier lê die ding. Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Oh yes. Kyk, ek kan nou aanlees en dit word net beter en beter, maar ons wil sê, en Paulus gaan nou 'n paar keer vra, in Romeine 6, weet julle nie? Oh yes. En die prediking is om jou in te lig van wat gebeur het, sodat jy kan weet, en in hierdie waarheid kan wandel. En eintlik Korintiërs self is 'n brief waar Paulus hierdie vraag ook vra. Weet julle nie? Weet julle nie? Want Korintiërs het met gewoonte sondes gesukkel, en daar sekere goeters in die gemeente in gebeur. Wat Paulus sê, wat nie eens onder die heidene gehoor word nie. Alright. En dan vra hy hierdie vraag, weet julle nie dat julle liggaam Ja. 'n tempel is van die Heilige Gees nie? Hy vra daai vraag so 3 keer, verskillende kere in die eerste brief van Korintiërs. Weet julle nie? Weet julle nie? Weet julle nie? So, die gemeente wat
na wat ons kan sien in die briewe, die meeste gesukkel het met sonde. Paulus vra vir hulle, weet julle nie? Weet julle nie. Weet julle nie? Weet julle nie? Hierdie goed wat gebeur in hierdie gemeente wys vir my, julle weet nie. Amen. Julle weet nie wie julle is nie. Julle weet nie julle is die tempel van God nie. En dan sê hy later, en hy tempel is heilig en hy tempel is julle. Verstaan? Hy vra, weet julle nie julle is heilig nie? Weet julle nie julle is die tempel nie? Weet julle nie God woon in julle nie? Weet julle nie julle is vergewe nie? Julle was, maar julle is gereinig. Weet julle nie? Weet julle nie? Weet julle nie? So, die evangelie lig jou in oor wat gebeur het en wie jy nou is. En dat jy nie meer na die vlees geken word nie. En dit beteken die evangelie lig jou in omtrent jou hele nuwe identiteit, dat ons 'n nuwe skepsel is. En soos 'n mens weet, soos 'n mens dink, soos 'n mens bereken in sy hart, so is hy. So, die enigste oplossing vir sonde is om mense in te lig Amen. dat hulle klaar vergewe is van hulle sonde. Petrus sê in sy brief, en ons het daaraan ook al geraak. Hierdie sonde is hierdie goed, hy noem 'n paar deegde daarso. Liefde, broederliefde, voeg by die deeg dit, voeg by die, daai, voeg liefde, broederliefde, naaste liefde. En dan sê, as hierdie goed by julle ontbreek, Ja. hierdie mooi deegde, liefde, wat ons kan saamvat as die vrug van die Gees. As die vrug van die Gees, naaste liefde, liefde, al hierdie goed by jou ontbreek, is dit, sê Petrus, omdat jy kortsigtig is en die vergewing van jou sondes vergeet het. So, die evangelie bring 'n bewustheid by jou. Ek is 'n nuwe skepsel saam met die wêreld, Hey. wat hy met homself versoen het, deur hulle sondes aan hulle nie toe te reken nie. Ons is 'n nuwe skepsel. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Amen. Ons is heilig. Ek is vergewe. Hy hou my sonde nie teen my nie. Hy het my ou lewe is afgesterwe. Daai mens bestaan nie meer nie. En dis wat die evangelie jou inlig, en na mate jy bewus is daarvan en nie kortsigtig is en vergeet nie, Amen. jou roeping en jou uitverkiesing vasmaak, sê Petrus, Hey, sal jy nooit struikel nie. come on. Amen. Sal jy nooit struikel nie. Kom ek lees verder, Cohen. Vers 6, Romeine, ons gaan nou klaar maak, vers 6. Aangesien ons dit weet, dat ons oude mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons die sonde nie meer sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, en ons sien ons het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet, hier lê dit weer, omdat ons weet, dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. En hier wil ek stop. Vers 11. So moet julle ook reken. Oh yes. Dit alles wat waar is van Jesus, alles wat ons hier gelees het, dat hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf het, dat die dood oor hom nie meer heers nie. So moet julle reken, dat julle wel dood is vir die sonde, maar lewend is vir God, in Christus Jesus ons Here. Oh, Ons sê net Jesus, en Jesus alleen. Halleluja. halleluja. Kom ons maak klaar met Korintiërs, Cohen, amper sê ek vir jou, Paulus het ons. Ek het al 'n paar keer Paulus genoem. Vers 20. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Amen. Nou, daar's altyd daai tension. Dis gedoen, laat. Ja. Jy's gered, hy sal almal red deur die dwaasheid van prediking. Daar's altyd die evangelie en moet nooit bang wees om dit te erken. En moenie opgevang word in dit is gedoen, dit is gedoen, dit is gedoen, sonder om te acknowledge. Jy sal dit ervaar. Jy sal dit ervaar.
en dit sal die realiteit van mense word of hulle sal gered word. Die twee weerspreek nie mekaar nie. Maar die twee, soos ek gesê het, is net 'n erkenning van die feit dat God 'n drie-enige God is. Dat Jesus gered het, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Maar nou die gesandte, gelei deur die Gees, vra jou versoen jou met God. Amen. Okay. So daar's altyd daai, die Gees kom en wat doen hy? Hy getuig van Christus. Alright. So hierdie waarheid, soos wat jy dit aanvaar, sê ons altyd in die absolute realiteit, sal jy dit ervaar. So, vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit is net die afsluiting vir my mooi wat Paulus net ons weer herinner. Hoe het hierdie ding gebeur? Wat het presies gebeur? Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Amen. Halleluja. Beloved, daai is jou en my waarheid. Niks wat jy daaromtrent kan doen nie, behalwe aanvaar. En in die aanvaarding, soos wat Cohen gesê het, kom die ervaring. Wat die kerk doen met 2 Korintiërs is hulle sê vir die wêreld, laat jou met God versoen. Ja. Maar Paulus skryf hier aan die kerk en hy sê, laat jou met God versoen. Hy praat nie met die buitestanders as dit tussen hakies nie. Hy praat met die kerk wat die waarheid weet. Hy sê laat jou met God versoen. Ja. 'n gedeelte wat die kerk gebruik in Openbaring. Die Here staan by die hart se deur en hy klop. Ja. Maar hy praat met die kerk. Ja. Hy sê nie vir die wêreld nie, maar hy praat spesifiek met die kerk. En hy wil vir die kerk sê, laat jou met God versoen. Leef in die versoening van wie jy is. Amen. Gee vir ons jou vrae, skakel in volgende keer, dat ons hierdie waarheid met jou kan deel. Share hierdie, like, comment, share. Jy kan 'n prediker word van hierdie waarheid, wanneer jy dit net share op jou wall. Jy mag miskien nou nie so oordra soos ons dit doen nie, maar jy kan 'n prediker word deur te share. Amen. So, baie dankie vir jou wat ingeskakel het, en julle wat hier in hierdie area bly, kom besoek ons hier by die Absolute Realiteit in Appington, Dakota weg. Ons is net nie volgende week hier nie. Volgende week bedien ek in die Weskaap by Pastor Sheldon Ali se kerk, en ek weet dit gaan 'n wonderlike tyd wees. So, blessings as jy met ons wil partner, as jy vir ons finansiëel wil ondersteun met hierdie waarheid. Jy is mos nou al, jy weet, jy gaan nie Sondag kerk doen nie, dis jou Sondag se kerk. Jy moet vra, wanneer is daar offering tyd? En dan stuur jy vir ons jou offers. Die Here seën vir jou. Amen. Nog iets komen? Nee, ek is dankie. Blessings, beloved, gaan asseblief terug na die vorige preke. Download dit of vra vir ons die audio. Ons kan dit aan jou stuur en kom in hierdie waarheid. Hoor dit oor en oor sodat jy hierdie waarheid kan vind. Baie dankie. Blessings.